Vandag is dag 20 en ons 40 dae lentereis harte aan die brand. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is your help and salvation. Come, all who hear, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Ons teksgedeelte vandag kom uit Filippense 1 vers 5 en 6. Ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Altyd in elke gebed van my vir julle almal. Bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie. Van die eerste dag af tot nou. Jy is hiervan oortuig dat hy, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Jesus Christus. Ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink, altyd in elke gebed van my vir julle almal. Bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou. Jy is hiervan oortuig dat hy, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Hierdie week het ons baie gefokus om te bid vir mense wat in moeilike omstandighede is, of mense met wie ons 'n moeilike verhouding het. Maar Paulus in hierdie gedeelte bid vir mense wat hy baie waardeer, mense op wie hy trots is, mense in wie se lewe hy kan sien die Here werk. En so spandeer 'n bietjie tyd en dink aan die mense in jou lewe wat jy regtig waardeer, die mense wat vir jou blydskap bring, die mense op wie jy trots is, die mense in wie se lewe jy kan sien die Here iets begin doen het. Spandeer 'n bietjie tyd en laat die Here vir jou mense uitwys, naby en ver, vir wie jy vanoggend kan sê dankie, vir wie jy kan bid dat dit wat die Here in hulle lewe begin doen het, dat jy ook bid dat dit voltooi sal wees, nie omdat jy dink Here sal nie, maar omdat jy uitgenooi word om deel te neem aan die werk van God in ander mense se lewe. Met hierdie mense se name op jou lippe, kom ons bid saam met Paulus. Paulus bid dat hulle 'n dieper pad sal stap, dat hulle nie net sal oorleef nie, maar dat hulle sal groei. Hy bid dat hulle sal groei in liefde, dat hulle sal groei in wysheid, dat hulle sal groei in onderskeidingsvermoë. Dink nou weer aan daardie name
En dan bid jy ook hierdie groei vir hulle. Here, dankie dat ek 'n getuie kan wees van die goeie werk wat U in ander se lewe doen. Here, ek bid vir hierdie mense, maar ook vir my, vir dieper woorde vir ander, vir meer liefde, vir meer wysheid, vir meer onderskeidingsvermoë, sodat ons Here al hoe meer gevorm sal wees soos Christus. Amen. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is your help and salvation. Come, all who hear, now to His temple draw near. Join me in glad